Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit 1 Konings 2 verse 1 tot 3. Toe Dawid se einde nader, het hy sy seun Salomo beveel: Nou dat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos 'n man optree. Hou jou aan wat die Here jou God jou voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam jou voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings en sy verordenings soos dit opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Vandag se boodskap is getiteld God se belofte. Dit was Dawid se raad aan sy seun Salomo, wat nou as koning baie besluite moes neem. Hy wou hê dat sy seun sukses moet behaal en miskien het hy vermoed dat daar vir Salomo baie meer uitdagings en toetse voorlê as wat voorheen die geval was. Die uitdrukking wees sterk en tree op soos 'n man is dieselfde een waarmee die Filistyne in 1 Samuel 4 vers 9 mekaar bemoedig het toe hulle moes gaan veg teen wat hulle beskou het as die onoorkomlike oormag. Dawid het geweet dat Salomo groot verantwoordelikheid sou moes dra. En groot verantwoordelikhede verg krag en moed. Dawid het ook geweet dat Salomo voorspoedig sou wees indien hy aan God gehoorsaam is. En dit was nie sommer net algemene goeie raad nie. Dawid het 'n spesifieke belofte van God ontvang. God het Dawid ook beloof dat solank sy seuns gehoorsaam aan hom was, sou hy hulle die troon van Israel laat behou. Wat 'n wonderlike belofte. Dit het nie saak gemaak wat die Assiriërs of die Egiptenare of die Babiloniërs doen nie. Solank as wat Dawid se seuns gehoorsaam was en God met hart en siel bedien het, sou hy hulle fisiese aardse koninkryk in stand hou. God sou vir alles sorg. Miskien beny ons die seuns van Dawid oor hierdie belofte, maar ons het 'n soortgelyke belofte van God ontvang. Jesus sê immers in Matteus 6 vers 33, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Die Here beloof dat as ons hom eerste stel en aan hom gehoorsaam is, sal hy vir die res sorg. Die geskiedenis leer ons dat God getrou was aan sy belofte aan Dawid, en ons kan verseker wees dat hy ook sy belofte aan ons sal hou. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die belofte dat U vir ons alles sal gee wat ons nodig het. Skenk ook aan ons die nodige krag en moed om in elke besluit wat ons vandag neem, U eerste te stel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.